Kyk, ek lees baie keer 'n ding raak en dan is dit vir my interessant en dan gaan soek ek 'n bietjie meer daarvan. Ek lees Matteus 5 van vers 8 en hy sê, gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal God sien. En ek gaan delf 'n bietjie verder oor hierdie teksvers en ek gaan dink 'n bietjie daaroor en ek kom op 'n gedagte af en die gedagte is, gelukkig is hulle wie se harte op God gerig is. Met ander woorde, gelukkig is hulle wat altyd God eerste stel. Gelukkig is hulle wat gefokus is op God. Want hulle sal God sien, maar gaan hulle God sien in die hiernamaals of gaan hulle God sien in hulle elke dag se lewe? Gaan hulle God erken in hierdie wêreld? Ek het 'n bietjie gaan bid daaroor en tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie teks het baie meer as wat ons dink hy het. Hy sê hierso vir ons, maar luister, as jou hart op die Here is, dan gaan jy hom sien in alles, in jou elke dag se lewe. En ek het bevestiging daarvan gekry toe ek in die message die teks weer gaan lees het. Hy sê, you're blessed when you get your inside world, your mind and heart put right. Then you can see God in the outside world. As jy God aan die binnekant van jou hart kan sien, as God binne in jou is, dan kan jy God in die wêreld aan die buitekant sien. Dan kan jy God sien in jou elke dag se lewe. Dan kan jy die wil van God sien in elke situasie. En dan kan jy God se ingryping sien in elke tyd wat jy in die moeilikheid is. Met ander woorde, ons moet ons harte, kom ons gebruik die Engels, realign, sodat ons God kan sien in ons lewens, sodat ons God in ons geestelike oog kan sien, want dan gaan ons hom ook herken en sy hand sien in die wêreld daar buite. Dan gaan ons hom ook raak sien in ander mense. Baie van ons verstaan nie altyd hoekom dinge moeilik raak nie, hoekom ons nie altyd kry wat ons nodig het nie. Ek het 'n bietjie gaan verder soek en toe gaan lees ek Lukas 8 vanaf vers 48 waar Jesus sê, dogter, het hy van gesê, jou geloof het jou genees. Nou maar hier is die ding, jou geloof gaan jou genees. Jou geloof gaan jou situasie red. Jou geloof gaan seker maak jou gebed word geantwoord. So met ander woorde, as jy die twee tekste kombineer, dan beteken dit, as jy God kan raak sien in die binnekant, in jou hart kan sien, gaan jy hom aan die buitekant kan sien, en dan gaan jou geloof sterker wees, en jou geloof is die aksie wat jy nodig het vir jou genesing, vir jou deurbraak, vir alles wat jy vra. So kom ons gaan fokus daarop, om ons geloof te bou. Volgens Romeine 10:17 sê hy, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kom ons begin regtig die woord van God soek, en met die hulp van die Heilige Gees sal die woord vir ons oopgebreek word, en dan sal ons dinge kan raak sien en kan ervaar, soos wat ons hierdie groot ding raak sien, van as jy God aan die binnekant kan raak sien, kan jy God raak sien aan die buitewêreld ook. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en ons prys U naam, en ons dankie dat ons op U kan staatmaak, op U kan vertrou, by U kan skuiling vind. Here, help ons om ons fokus heeltemal op U te sit, sodat ons U kan raak sien in ons elke dag se lewe. Amen.